ewig onbegryplike wese, die drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Net so bietjie voor hierdie 11de strofe vers 6 lees ons, of kan ons ook saam sing dan: Ek glo met my hele wese in die Heilige Gees as Here, wat sy kerk met al sy lede troos en deur die woord van God regeer. Skenk my krag, leiding, dat ek die goeie stryd in sy naam kan begin, maar ook kan eindig in geloofsblymoedigheid. Broers en susters, ons lees vanoggend saam vanuit die woord van die Here in die baie bekende Esegiel 36. Nou die boek Esegiel is sulks, is 'n interessante boek, paar ingewikkelde profesieë, maar hierdie stukkie wat ons saam lees spesifiek, het soveel troos vir ons. Ons gaan lees vanaf vers 16 tot en met vers 38. Ek lees vir u die twee verse waaroor ons veral gaan gesels, vers 26 en 27. Ek sal julle 'n nuwe hart gee en 'n nuwe gees in jul binneste. Ek sal die hart van klip uit julle vlees wegneem en julle 'n hart van vlees gee. En ek sal my gees in jul binneste gee en sal maak dat julle in my insettinge wandel en my verordeninge onderhou en doen. Voordat ons hierdie stukkie saam lees, soos wat ons ook al reeds gesing en gevra het, dat die Here asseblief met ons deur sy woord sal praat vanoggend, is dit ook net reg dat ons dit sal doen in gebed. Ek vra daarom, broers, kom ons staan en as 'n gemeente, kom ons sluit ons oë voor ons Here. Almagtige Here in die hemel en op aarde. Sterke God, ewige Here, vredevors. Alles is in u hande. Geen uitdaging te groot, geen gevaar onoorkombaar vir die almag van ons God nie. En ook vandag hier waar ons saam is, getuig van u hand in ons lewens, o Here. U het ons harte rein gemaak deur woord en gees. U het die bande van die sonde gebreek en ons vrygemaak. En liefde is ons vanoggend voor u, omdat u ons eerste lief gehad het. Ons loof u, o Here, ons prys u. Ons aanbid u. Ons vra weer, o Here, dat u vanoggend met ons sal praat deur u woord. Laat die boodskap inslag vind in daardie nuwe harte wat u vir ons gegee het. Wakker weer die liefde in ons binneste, wat aan ons deur die kruis geskenk is. Here, wees met elke lidmaat, maar in besonder met Frikkie en Tannie Didi, Tannie Ina, Tannie Attie en met Denise, so ook met Sonet, Corneille en Elmarie se moeders, en ook Tannie Charlotte se seun James. O Here, vergeef ons sondes. En lei ons deur die Gees op die pad wat u van die begin af, die begin van alle dinge af vir ons bepaal het. Niks van die dinge wat ons nou vra kan ons verdien nie. En daarom vra ons dit in die naam van ons Here, Jesus Christus. Want u is die Here, u is die weg en die waarheid. U is die lewe. Alle eer aan u alleen. Amen.
Esegiel 36 vanaf vers 16, opskrif van die groter gedeelte. Ons gaan nie die hele gedeelte lees nie, ons gaan net 'n gedeelte daarvan lees. Die groot opskrif daarvan van die perikoop is: die land van Israel word herstel. Vers 16. Verder het die woord van die Here tot my gekom en gesê: Mensekind, toe die huis van Israel in hulle land gewoon het hulle dit verontreinig met hul wandel en met hul handelinge. Hul wandel was voor my aangesig soos die besoedeling van die maandelikse onreinheid. Daarom het ek my grimmigheid oor hulle uitgegiet vanweë die bloed wat hulle in die land vergiet het, terwyl hulle dit met hul trekgode verontreinig het. Ek het hulle verstrooi onder die nasies en hulle is versprei in die lande. Ek het hulle geoordeel volgens hul wandel en hul handelinge. Toe hulle by die nasies kom waarheen hulle getrek het hulle my heilige naam ontheilig deurdat van hulle gesê is: hierdie mense is die volk van die Here en hulle moes uit sy land uittrek. Toe het dit my ter harte gegaan om my heilige naam ontwil wat die huis van Israel ontheilig het onder die nasies waar hulle gekom het. Daarom sê vir die huis van Israel: so spreek die Here, Here. Ek doen dit nie om julle ontwil nie, o huis van Israel, maar ter wille van my heilige naam wat julle ontheilig het onder die nasies waar julle gekom het. En ek sal my groote naam geheilig wat onder die nasies ontheilig is, wat julle onder hulle ontheilig het, en die nasies sal weet dat ek die Here is, spreek die Here, Here, as ek my en julle voor hul oë as die heilige laat ken. En ek sal julle uit die nasies gaan haal en julle uit al die lande bymekaar laat kom, en ek sal julle in heel land bring. Dan sal ek skoon water op julle giet, sodat julle rein kan word. Van al jul onreinhede en van al jul trekgode sal ek julle reinig. En ek sal julle 'n nuwe hart gee en 'n nuwe gees in jul binneste gee. En ek sal die hart van klip uit julle vlees wegneem en julle 'n hart van vlees gee. Ek sal my gees in jul binneste gee en sal maak dat julle in my insettinge wandel en my verordeninge onderhou en doen. En julle sal woon in die land wat ek aan julle vaders gegee het. En julle sal vir my 'n volk en ek sal vir julle 'n God wees. En ek sal julle verlos van al jul onreinhede. En ek sal roep na die koring en dit vermenigvuldig en ek sal geen hongersnood op julle lê nie. En ek sal die vrugte van die bome en die opbrengs van die veld vermenigvuldig, sodat julle die smaad van hongersnood nie meer hoef te verdra onder die nasies nie. Dan sal julle dink aan jul verkeerde weë en aan jul handelinge wat nie goed was nie. En julle sal vir julleself walglik wees oor jul ongeregtighede en oor jul gruwels. Doen dit nie om julle ontwil nie, spreek die Here, Here. Laat dit julle bekend wees. Skaam julle en bloos oor jul weë, o huis van Israel. So sê die Here, Here. In die dag as ek julle reinig van al jul ongeregtighede, sal ek die stede laat bewoon en die pynhope sal opgebou word. En die verwoeste land sal bewerk word, in plaas dat dit 'n wildernis is voor die oë van almal wat verbygaan. En hulle sal sê, hierdie land wat verwoes was, het geword soos die tuin van Eden, en die stede wat in pyn gelê het en verwoes en afgebreek was, is versterk en bewoon. Dan sal die nasies weet wat rondom julle oorgebly het, dat ek die Here opgebou het wat afgebreek was, beplant het wat verwoes was. Ek die Here het dit gespreek en sal dit doen. So sê die Here, Here, ook dit sal ek my laat vra deur die huis van Israel om dit vir hulle te doen. Ek sal hulle mense vermenigvuldig soos skape, soos die geheiligde skape, soos die skape van Jerusalem op sy feestydde, so sal die stede wat in pyn lê vol wees van kuddes van mense
en hulle sal weet dat ek die Here is. Ons lees net tot sover. Dit is so 'n pragtige gedeelte en daar is soveel stof tot prediking. God praat hier deur die pen van die profeet met die volk in ballingskap, maar hy praat net so ook met ons wat in die ballingskap van sonde weggevoer was. Want ook ons, op grond van ons weë, is veronderstel om ons ewige beloofde land ontneem te wees. Ook ons harte het geneig na drekgode en ook oor ons kon die mense spreek en sê is hulle regtig kinders van God. Maar nog steeds het die Here ons in genade aangesien, dat hy ons 'n nuwe hart gegee het, hy ons gewas, vers 25 in Jesus bloed, en het hy ons tot besef van ons verkeerde weë gebring. Maar ons praat vanoggend oor die nuwe hart en die nuwe gees in ons binneste. Nou broers en susters, ek het al reeds verwys na die liedjie. En die liedjie kom baie jare al saam met my. Nou dis van 'n sanggroep, die Dawid sanggroep, so 'n klomp manne in die weermag wat saam so 'n sanggroep gevorm het. Dalk is daar van die manne wat nog hier vroeg in die 90's hulle diensplig gedoen het, wat sal onthou daarvan. Dit is glad nie bekend nie. En daarom het almal dalk nie van hulle gehoor nie. Maar as kind het ons gesin redelik baie by. En vir my ooms en tannies daar in Pretoria en Doringpoort gaan kuier, veral op Sondagmiddag na die erediens. Ons gesinne was baie naby aan mekaar, want my oom was my pa se jongste broer en my tannie daar was my ma se jongste suster. So die gesinne het baie naby aan mekaar ook groot geword. So elke Sondag amper het ons saam geëet en baie as ek daar was, het ek op hulle CD-speler musiek geluister. Dit moet ek vir u sê, die versameling plate wat hulle gehad het, was natuurlik enige skoolseun se droom. Veral vir een wat nog groot geword het met daardie ou kaset-tapes, wat ek maar in my pa se kar moes gaan sit en luister, as ek graag 'n liedjie wou hoor. Maar nou die liedjie op die CD, ek het die CD ontdek, tot my eie groot verstommenis. Ek het hom saamgebring om vir u te wys. En die liedjie op hierdie CD, waarvan ek praat, sy naam is Ken jy die Heilige Gees? Nou die liedjie, alhoewel die groep nie bekend is nie, is bekend en word vandag steeds deur baie mense gesing. Maar die Dawid sanggroep se weergawe is die een wat ek eerste gehoor het en al die jare by my gebly het. In die lied vra hulle: ken jy die Heilige Gees as 'n vriend in jou lewe? Weet jy wat hy wil doen as jy hom net die kans wil gee? Vanoggend behandel ons dan hierdie pragtige tema. Maar ons doen dit uit die boek Esegiel, deur die woorde van die lied, met hierdie pragtige stuk in hoofstuk 36 te vergelyk. En daarom wil ek begin deur weer te vra aan elkeen van u: het die Heilige Gees as God al sy regmatige plek in jou lewe ingeneem? In hierdie gemeente ingeneem? Want as daar een stukkie kritiek op hierdie liedjie moet wees, as ek iets moes verander, sou ek verander het: ken jy die Heilige Gees as God
in jou lewe? Kan daar 'n groter behoefte in ons tyd wees, dat die Heilige Gees weer sy regmatige plek in die lewe van elke gelowige inneem? Dat die kerk van Christus waarlik deur hom gelei word. En dat elke gelowige 'n kragtige getuie sal wees van hierdie waarheid. Die sanggroep sing in die lied. Hy kom van die Vader deur Jesus gestuur en hy woon in 'n tempel, naamlik die kinders van God. In die skrif sien ons dat God homself in 2 groot bedelinge of tydperke openbaar. In die Ou Testament vind ons die tyd van belofte, Joël 2 vers 28, die tydperk van voorbereiding. In die Nuwe Testament van vervulling, van inbesitneming. Dit sien ons Handelinge 2 vers 38 en 39. Nou in die ou bedeling, die ou tydperk, bemerk ons dat die Gees van God op mense gekom het en so op hulle ingewerk het. Maar in die Nuwe Testament vind ons die vervulling van hierdie skadu wanneer die Heilige Gees binne in ons kom woon, binne in ons kom werk. Ek noem dit want dit is belangrik dat ons sal verstaan, die voorbereidende werk van die Heilige Gees is nie afgesluit met die begin, die vervulling van die Nuwe Testament nie. Sy werk in ons as kerk, as volk van God, het juis tot vervulling gekom toe Christus opgevaar het na die hemel. In werklikheid sien ons in hierdie stuk geskiedenis, die oue vind sy ontsluiting, sy vervulling in die nuwe. Dit kan gebeur dat die gelowige by gebrek aan geloof of getrouheid of deur ontrouheid vandag ook nie regtig verder vorder op hierdie pad van heiligmaking. En dit voel asof daardie werk soos aan die einde van die ou bedeling gestop het. Nou, ons het vanoggend al 'n paar keer deur die liedere en deur die skrifgedeelte gehoor, die inwoning van die Heilige Gees is deur die wedergeboorte aan elke kind van God gegee. Maar nou die vraag, het ons daar vasgehak? Het ons op daardie punt vasgesteek waar ons die Gees ontvang het? Of stap ons waarlik ons lewenspaadjie saam met hom op sy regmatige plek as God? Ken ons die Heilige Gees as God in ons lewens? Esegiel leer ons is lewend gemaak as kinders van die Here, want ons het 'n nuwe gees ontvang, ja, maar ook die Heilige Gees in ons binneste ontvang. Maar nou moet ons sy leiding volg en in sy krag groei. Daarom word ook in die liedjie gesing, Heilige Gees, lei my om te doen wat die Vader verlang. Leer my om hom te eer, hom te aanbid, en die Seun vir Jesus Christus te verheerlik. Die werk van die Heilige Gees in ons harte
is om ons van sonde te oortuig, maar ook van geregtigheid te oortuig, om ons te lei tot berou, tot geloof, tot 'n nuwe lewe. Die nuwe bedeling van die Gees is sy goddelike inwoning in die hart van elke gelowige, om daar al meer en al meer die Vader en die Seun te openbaar. Om elke vertrek van my lewenshuis te vul met sy teenwoordigheid, sodat my lewe tot eer van God sal wees. In essensie, 'n Pinkstergelowige te wees. 'n gelowige wat die Gees ontvang het, maar ook in die Gees lewe. In die woorde van ons teksvers word die belofte van hierdie dubbele seën baie duidelik vir ons uitgedruk. Die eerste, ek sal julle 'n nuwe gees in julle binneste gee. Dis die wedergeboorte. Die hart van klip wat verwyder word en die hart van vlees, die hart wat soek na God se wil wat vir ons gegee word. Maar dan die tweede gedeelte van die belofte, of die tweede belofte, ek sal my gees in julle binneste gee, sê God. En waar God woon, moet hy 'n woonplek hê. In die geval van Adam, het God 'n liggaam geskape voordat hy die gees van lewe in hom geblaas het. By die volk Israel, lees ons, was die tabernakel en die tempel gebou voordat God neergedaal en in besit daarvan gekom het. Alle skadu's van die wonderlike werklikheid, die vervulling van hierdie beloftes wat ons vandag reeds ervaar. Maar nou aan ons die vraag: wat van ons harte, wat van hierdie tabernakel? Paulus leer ons in 1 Korintiërs, ons is die tabernakel. Eers moet ons harte herskep word, nuut gemaak word. Ons moet 'n nuwe gees in ons gegee word, dat God in ons kan woon. Dawid sê dit so mooi, Psalm 51 vers 12 en 13, skep vir my 'n rein hart, o God, en gee opnuut in die binneste van my 'n vaste gees. En dan neem u Heilige Gees nie van my weg nie. Die woorde van ons Here Jesus Christus in sy gesprek aan Nikodemus, Johannes 3 vers 6, wat uit die Gees gebore is Gees. Daarom is dit belangrik dat ons sal weet, dat ons sal verstaan, ons pad as kinders van God stop nie by wedergeboorte nie. Daar's 'n verhouding tussen wedergeboorte en die inwoning van die Gees, maar dit moet voortgaan. By die wedergeboorte gee hy ons daardie nuwe hart, daardie nuwe gees. Maar in die pad van heiligmaking, dit is daar die werk waar hy ons van die sonde oortuig dag vir dag. Waar hy ons tot berou bring voor ons Here dag in en dag uit. En waar hy ons lei om in geloof en gehoorsaamheid te groei en al meer soos ons Here te word. Hierin word daardie twee beloftes, besonder die belofte van 'n nuwe gees in ons vervul. Nou is ek kind van God, geregverdig in ons Here Jesus Christus, gereed vir die Gees om in my te woon. En deur hierdie nuwe hart in my binneste, die nuwe Gees,
word ek gedryf om te doen wat die Vader verlang, om hom te eer, om hom te aanbid, om hom te verheerlik, soos wat hulle sing. En dan hoor ons ook in die lied, ken jy die Heilige Gees as die trooster in jou lewe? Vertel hom jou laste. Vra hom vir raad. Want die gedagtes van die Vader is by die trooster bekend. Hier val die klem op die tweede belofte van ons teksverse. Dis ek as gelowige net op die punt bly staan het in my geestelike lewe waar ons wederbaar is en nie groei nie, sal ek nooit die vreugde proe van wat Christus bedoel het toe hy vir my die Gees gestuur het nie. As ek die belofte aanvaar dat daar iets beter is, dat die Gees van die Vader en Seun in my woon, gestuur is om in my te woon, dan word dit 'n begeerte om te doen die wil van my Vader, waartoe die Gees my lei, wat hy vir my vra. En weet jy, as jy op daardie punt is en die pad so stap, word godsdiens 'n lus. Dan is dit nie meer 'n las nie. Ek het gewonder of dit nie dalk juist die probleem met die kerk oor die algemeen vandag is. Dat die gelowiges nie meer die inwonende teenwoordigheid van die Gees ervaar nie, omdat ons hom slegs ken by die wedergeboorte. En dan die heerlikheid van sy verdere inwoning vir ons maar 'n groot verborgenheid bly. Omdat ons tevrede is om op die eerste trappie van ons geloofslewe te bly staan. Eintlik nie lus is om verder te klim nie. Gewonder of dit nie die rede is waarom die geestelike pyl van soveel gelowiges so laag is. Die geestelike pyl van soveel gemeente so laag is en die krag van die Heilige Gees so min gesien word. As gawe van God, broers en susters, word die Gees van God, hoor mooi, die Gees van God in sy volheid vir eens en vir altyd gegee. Nie net 'n klein bietjie vir 'n kort tydjie nie. In sy volheid vir altyd. Maar ons ontvang hom so ver as wat ons geloof baie keer toelaat. Met ander woorde, ons glas is vol. Maar omdat ons vashak by wedergeboorte word daai glas nie groter nie. Bly maar 'n klein glasie. En kom ons nooit uit by die see van seëning wat in sy koms vir ons geskenk is nie. Toets, hoe lank terug het u met u trooster gepraat? Regtig gepraat. Hoe lank terug het u met hom gedeel in hierdie moeilike en hartseer tyd wat op die hart druk?
lank terug het u vir hom gevra vir raad, hy wat u 'n nuwe lewe geskenk het. Het u u laste met hom gedeel, hy wat u 'n nuwe binneste gegee het. By die pad wat ons stap deur die lewe, hoe lank terug het u hom gevra vir krag, vir geduld, vir lyding. Hoe lank terug het u na hom geluister? Is dit nie waarom ons vashak by wedergeboorte nie? Omdat ons nie besef dat God al reeds op volmaakte wyse voorsiening gemaak het vir al die kruispaaie, al die opdraandes, al die uitdagings van ons lewens nie. Laat ons bo alles soek om aan die belofte vas te klem dat God wat ons 'n nuwe gees gegee het, vir ons sy gees in volheid gegee het, juis sodat ons in hom kan groei. Luister weer na die woorde van ons 2 teksverse. Ek sal julle 'n nuwe hart gee en 'n nuwe gees in julle binneste. Ek sal die hart van klip uit julle vlees wegneem en julle hart van vlees gee, 'n hart wat kan lief hê, 'n hart wat soek na sy wil. Hy gaan verder. En tweede belofte, ek sal my gees in julle binneste gee en ek sal maak dat julle in my insettinge wandel en my verordeninge onderhou. Hoe lank terug het jy met die gees as God in jou binneste gepraat? Hoe lank terug het jy na die gees geluister? As gelowiges is ons liggame tempels van die Here. Tempels van die Here. En dit beteken God en die wêreld kan nie saam daarin bly nie. En waarom ons vashak by wedergeboorte en nie groei nie, is omdat ons nie altyd bereid is om die Gees oral toe te laat nie. Die nuwe Gees wat aan my gegee is, het ek 'n werk van God in my, 'n huis wat God self bou. En meer as dit, hy wat self daarin kom woon. Maar nou probeer ons deure toe hou vir hom, vir wie ons niks kan versteek nie. Waarop het neerkom, ons wêreldjie is baie keer soos 'n baie ryk vriend wat vir ons 'n groot huis skenk, 'n baie duur plek. Iets soos Harold's Bay of een van die plekke waar mens maar net kan hoor hoe duur die plekke is en wat die eiendomsbelasting is. En die realiteit daarvan is, al word ons so huis verniet geskenk, sal nie in staat wees om daar te kan bly nie. Sal nie in staat wees om so 'n plek te onderhou nie. Sal nie in staat wees om die kostes daarvan te betaal nie. Ons sal nie kan bekostig om aan al die behoeftes van so eiendom te kan voorsien nie. Dit kom neer op die onderskeid tussen die besit van so 'n huis deur 'n ryk vriend gebou en aan jou geskenk, en die saambly saam met daardie ryk vriend wat dit kan bekostig om so 'n huis te onderhou. En broers en susters, God het ons nie net 'n pragtige woning gemaak, duur gekoop,
en so gelos nie. Maar hy bekragtig ons om hierdie woning, hierdie tabernakel te onderhou en te laat groei, en hy het voorsiening gemaak vir alles wat ons nodig het. Ek vra jy vanoggend, begin saam met my bid. Begin saam met my by God bid, dat hy in sy mag dit so sal beskik, dat die Gees ons sal wakker skud. Dat hy deur sy Gees kragtiglik in gelowige en in gemeente sal werk. En dat elkeen van ons as sy kinders die dubbele belofte van Jesegiel 36 sal leef, 'n nuwe Gees in ons binneste en sy Gees in ons binneste. Bid saam met my dat ons die wonderlike seën van die inwonende Gees van God mag besef, dat dit ons tot inkeer sal dryf en dat ons hele innerlike wese gerig sal wees op sy leiding. Hy sê vir ons, hy leer en lei ons deur woord en Gees. Dit beteken ons kan nie vashak by wedergeboorte nie. Ken jy die Heilige Gees as God in jou lewe? Weet jy wat hy wil doen as jy hom net die kans wil gee? Vertel hom jou laste. Vra hom vir raad. Die gedagtes van die Vader is by jou trooster bekend. Ja, want hy kom van die Vader deur ons Here Jesus Christus gestuur. En hy woon in 'n tempel, die kinders van God, die tempel wat hy voorberei het. Die tempel, ons, aan wie hy 'n nuwe hart geskenk het. Aan wie hy sy Gees in ons binneste geskenk het. Amen. Kom ons bid saam. Almagtige God, ewige en enige Here, Vader, Seun en Heilige Gees. Ons loof U, o groot en wonderlike drie-enige God. Daar is niks en niemand wat met U kan vergelyk nie. O Here, dankie dat U U Seun gestuur het om ons in sy bloed skoon te was. Dat U daardeur betaal het vir ons vir 'n nuwe Gees. 'n nuwe hart wat soek na U wil en U eer. Maar dankie ook vir U Gees in ons binneste, net soos wat U eeue heen lank beloof het. Here, help ons om nie by die eerste punt, die eerste belofte vas te haak nie. Maar dat ons ook sal groei in die tweede belofte wat U ook vir ons vervul het. Ons bid vanoggend saam in die woorde van hierdie pragtige lied en vra, o Here, o Heilige Gees, leer ons om te doen wat die Vader verlang. Leer ons om hom te eer en hom te aanbid. En die Seun Jesus Christus te verheerlik. Help ons, o Here, om U Gees as God in ons lewens te leer ken. Dit alles vra ons in die naam van ons Here Jesus Christus alleen. Amen.